Goeiemôre gemeente, baie welkom by hierdie oggenddiens vanmôre. Ek wil jou graag groet met die woorde van Psalm 118. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit het ons ervaar hierdie afgelope tyd, en dit gaan ons ook in hierdie tyd wat kom ervaar. Daar is geen einde aan sy sorg en aan sy liefde nie. En daarom groet ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag sy vrede, sy seën, sy liefde en teenwoordigheid vanmôre, vandag en elke dag saam met jou wees. Daar's baie van ons mense wat nou al begin werk het. Daar's van hulle wat nog van die huis af werk. En daar's van ons mense wat baie bekommerd is oor hulle werksituasies. Ons wil aan al hierdie mense dink. Aan ouers ook. En kinders wat in groot onsekerheid is. En tieners. Ons dink spesiaal môre aan die graad 7's en die matrieks, wat waarskynlik môre gaan begin. Ons sal maar kyk of hulle gaan begin. Maar ons dink aan hulle en ook die onderwyspersoneel, al die mense wat nou met baie intense reëlings besig is, met administrasie en voorbereidings, skool en alles gereed te kry. Ons gedagtes is by julle, ons gebede is by julle in hierdie tyd. Ek wil ook vir julle baie dankie sê, vir julle wat deelgeneem het aan die meningspeiling oor ons dienste, of ons die dienste moet hervat. Ons het nou die vergunning van die president gekry, so baie gemeentes en kerke worstel nou oor hierdie hele saak, en kom bid vir ons ook, vir ons gemeenteraad en ons leiers, dat ons ook die regte besluite sal neem hieroor. Maar ons sal weldra al die dinge met julle kommunikeer. Ons het klaar in die familienuus, het ons geloofsplan bekend gemaak. Wat is die pad, die routekaart wat ons vorentoe wil loop, om by 'n punt te kom, dat ons ook hieroor 'n besluit kan neem. So dink aan ons en bid vir ons, bid dat ons die Here se wil sal soek, en dat ons mooi sal uitvind, wat wil die Here hê, moet ons as gemeente ook in hierdie onsekere tyd doen, ook wat dit betref. So, ons maak staat op julle gebede. En dan wil ek vra dat julle ook aan baie mense sal dink in ons gemeente, wat swaar kry, wat in groot onsekerheid is. Ouers, ons dink aan ons seniors, mense wat in ons tehuise vir bejaardes is, seniors wat smag na interaksie, sosiale interaksie met hulle kinders en kleinkinders. Ons dink baie besonderlik ook aan hulle in hierdie tyd, en ons weet dat dit vir hulle swaar is 'n moeilike tyd. So kom ons dink aan hulle, en ons bid ook vir hulle in hierdie tyd, dat die Here met hulle sal wees op 'n baie besondere wyse. Kom ons buig ons hoofde, dan begin ons diens. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke bewus kan wees van u liefde, u sorg, u teenwoordigheid. Here, u het vir ons hierdie afgelope week gelei, deur al die ops en afs van die lewe van hierdie afgelope week. Ons lees die koerante, Here, ons kyk die nuus op televisie, ons stuur WhatsApps vir mekaar, boodskapies, ons probeer mekaar bemoedig, en so probeer ons elke dag kop bo water te hou, en die geloofsmoed te handhaaf, en afhanklik van u te wees, in die bewussyn, Here, dat u die Almagtige met ons is.
En daar is so baie verse in die Bybel wat dit vir ons moet sê, en wat dit wel vir ons sê, dat ons nie moet vrees nie, maar dat ons op U sal vertrou, en dat ons hoop op U sal vestig. En Here, dit wil ons doen elke dag, maar dit wil ons ook doen aan die begin van hierdie diens, en wil ons vir U dankie sê, dat U by ons is, dat U teenwoordig is. En daarom, Here, aan U al die lof en al die eer, en al die aanbidding van ons harte, as ons vandag as 'n gemeente ook saamkom, om U lof te besing. Seën vir ons in hierdie oomblikke, en dankie dat U deel van hierdie diens is, dat U die inhoud van hierdie diens is, Here, dat U die fokus van hierdie diens is. Amen. Ons wil nou graag vir Lamey geleentheid gee. Sy gaan bietjie met die kinders gesels, en net nadat Lamey gepraat het, gaan ons dan 'n baie mooi lied saam sing, wat iets vertel van die teenwoordigheid van die Here, hoe intens hy by ons teenwoordig is. So ons gee graag oor aan Lamey. Goeiemôre my maatjies, dit is so lekker om weer met julle te praat, en dankie dat julle na vandag se diens luister. So ek weet nie van julle nie, maar vir my het ek nog altyd gewonder, hoekom het God my gekies? Wat is my doel hier op die aarde? So ek wil vir julle sê, elkeen van julle het 'n verskillende doel, en as ons almal saamwerk, kan ons iets groots vir die Here maak. Byvoorbeeld as ons kyk na cupcakesbak en koekbak, het elke bestanddeel 'n verskillende doel, en as jy dit saam sit, maak dit die lekkerste cupcake ooit. As ons kyk na die meel is die basis van die cupcake. Dit is dit wat alles bymekaar bring. Dalk is jy die basis van God se evangelie. Dalk is jy die een wat die sterkste bestanddeel is, wat ander mense gaan vertel van wie God is. Die eiers aan die ander kant is weer om dit saam te bind, dit lekker meng dit bymekaar en dit voeg dit saam. Dalk is jy die een wat liewe Jesus se woord vir ander mense te vertel, om die gemeenskap saam bymekaar te bring. En dan kyk ons laasens na die bakboeier. Die bakboeier is daar om dit te laat rys en die koekie lekker volume te gee. Dalk is jy die een wat God se evangelie vir ander mense interessant maak en lekker vir mense daarvan vertel en dit laat groei en verder gaan. En dan kyk ons na die versiersuiker om dit mooi af te rond. Dalk is jou doel om vir ander mense die evangelie af te rond, en jou doel is om die cupcake wat Jesus se evangelie gesien te word, mooi te versier. So moet nooit dink jy is nie hier vir 'n doel nie. Mamma en pappa het jou gekies, God het jou gekies, en saam kan jy liewe Jesus se evangelie verkondig. Gemeente, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier kan wees
en dat ons kan opkyk na U, soos wat die dienskneg en die diensmaagd kyk na die hand van die meester en die meesteres, so wil ons in hierdie oomblikke ook opkyk na U. Ons hoop en verwagting is van U. U bring vir ons U self. Ja, Here, U gee U woord vir ons, sodat ons vanuit U woord troos en rigting en koers en lig kan ontvang. Dankie dat U saam met ons nou is. Seën ons as ons U woord gaan lees. Kom maak dit vir ons lewende woorde in ons harte wat sal weerklank vind in woorde en dade en aksies en 'n hele lewe. Seën ons nou, Here, daarmee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees uit Psalm 134. Psalm 134, 'n baie kort psalm. Dis ook die einde van die pelgrimsliedere. Hier staan 'n pelgrimslied. Kom, prys die Here. Julle almal wat hom dien. Julle wat in die nag in die tempel van die Here staan. Hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here jou seën uit Sion. Hy wat hemel en aarde gemaak het. Ons gaan net tot sover lees. Gemeente, ons almal droom drome. Ons almal het sekere doelwitte wat ons najaag. Ons het almal ideale wat ons koester. En dalk met hierdie tyd van inperking, is dit so dat die inperkingstyd baie van hierdie drome en hierdie ideale so bietjie die mekaar gekrap het. Soveel so dat ons van hierdie drome en planne so bietjie moes aanpas. En dit het vir ons dit miskien 'n bietjie ongerieflik gemaak. Dit het dit vir ons baie moeilik gemaak dalk. Maar die groot vraag wat ek vanmôre wil vra is, wat gebeur as ek my droom bereik het? Wat gebeur as ek nou my ideale bereik het en my doelwitte bereik het? Wat gebeur aan die ander kant die droom, as ek nou by my droom uitgekom het? En ek dink hierdie psalm wil vir ons iets hiervan vertel. Ek dink hierdie psalm, hierdie eenvoudige psalm, wil vir ons dalk die antwoord kom gee. En ek wil jou vertel van Charles Colson. Charles Colson was president Richard Nixon se verkiesingsstrategie in 1972. En hy het hierdie een groot ideaal gehad, hierdie ambisie. En dit is om te help dat Amerikaanse president sy verkiesing wen. So dit was sy groot ideaal gewees, en toe word hy nou Richard Nixon se verkiesingsstrateeg, en vir 3 jaar lank het hy hard gewerk, en hard geswoeg, en hy het onverpoost gewerk, hy en sy span, en hy het amper nooit by die huis gewees nie, sy vrou en sy kinders afgeskeep, nooit vakansie geneem nie, en hard gewerk vir hierdie verkiesing in 1972. En toe kry hy wat hy wou gehad het. Sy president het gewen. En hy vertel na die tyd, nou sit hulle 3, hy, die president en nog iemand anders in sy kantoor. Hy sê, maar daar is so holkol op sy maag en 'n leegheid. Hy voel soos 'n ballon wat afgeblaas is. Hy voel asof daar 'n doodsheid in sy binneste is. Want hy het nou gekry wat hy wou gehad het, en eintlik was dit 'n soort van 'n antiklimaks wat hy beleef het. Dis iets wat hy nie kon verstaan nie. En weet jy wat, dalk het jy ook al so 'n gevoel gehad. Ek werk hard vir iets, en ek sit alles in, en ek veg om bo uit te kom, en uiteindelik kom ek bo uit, en ek bereik my ideaal, en dan voel ek, maar dit is eintlik so half 'n antiklimaks vir my. Dit is so vervelig daarbo. Ek het eintlik gekry wat ek gesoek het, net om agter te kom dat ek eintlik nie dit gekry het wat ek regtig gesoek het nie, en wat ek eintlik wou gehad het nie. Ek is so half onvervuld, omdat ek uiteindelik dit nou gekry het wat ek wou gehad het. Dalk was dit 'n graad wat ek wou behaal. Dalk was dit 'n senior pos waarvoor ek aansoek gedoen het. Dalk is dit 'n sekere lewensstandaard wat ek wou handhaaf. Dalk is dit iets wat ek wou koop. 'n motor of 'n huis wat ek wou koop. Dalk om te trou, of om 'n babatjie te hê. Of dalk om op 'n reis te gaan, 'n oorseese reis te gaan. Of om dalk in Jerusalem
te wees in die heilige land, en ek het al hierdie dinge gekry. Dalk was dit om 'n sekere celebrity te ontmoet, en toe ontmoet ek nou daai celebrity, en ek is eintlik baie teleurgesteld met daai ontmoeting, en dit voel so hol, en dit voel so leeg, want ek het gekry wat ek wou gehad het, net om agter te kom dat ek eintlik nie gekry het wat ek eintlik wou gehad het nie. Is dit nie snaaks nie, is dit nie ironies hoe die lewe werk nie? En dit laat my vra, maar wat gebeur as ek nou my droom bereik het? Wat gebeur ander kant my droom? Psalm 134 is die laaste van die pelgrimsliedere. Die pelgrimsliedere begin by Psalm 120. En dan by Psalm 120 lê die klem op sondebelydenis. En aan die einde van die pelgrimsliedere, Psalm 134, eindig in lofprysing. Hierdie pelgrimsliedere het die volk gesing op pad na Jerusalem toe, as hulle na die tempel toe gegaan het. Dan het gesinne en mense bymekaar gekom, en party het op kamele gery, en party op donkies, en party het gestap langs die pad, en die mense en die families en die gesinne en die vriendekring het so stapsgewys opgegaan na Jerusalem toe. En dit was 'n groot jolige affære, en hulle het baie sosiale verkeer gehad, en so die mense vorentoe beweeg vir 'n groot fees, of dit nou die loofhuttefees was, of die Paasfees was, dit was 'n groot okasie gewees. En dan het hulle hierdie pelgrimsliedere gesing. En elkeen van hierdie pelgrimsliedere beskryf 'n sekere aspek van hierdie pelgrimstog, hierdie pelgrimsreis op pad na Jerusalem toe. So, Psalm 120 begin by sondebelydenis wat sê, dat die eerste tree wat ek neem na Jerusalem toe op my pelgrimstog, na die tempel toe, na hierdie groot fees toe, is sondebelydenis. Om weg te draai van die wêreld, en om my gesig te draai na God toe. Dis die eerste tree. En dan elke ander psalm wat nou volg, vertel vir ons van een of ander aspek van hierdie pelgrimstog waarmee ons nou besig is, op pad na Jerusalem toe. En dan eindig dit in Psalm 134, waar dit gaan oor lofprysing. En nou hierdie pelgrimstog is 'n saak van groot avontuur. Dis 'n baie groot uitdaging. Daar's baie passie in hierdie pelgrimstog. Dit het groot betekenis. Daar's nie 'n vervelige oomblik langs die pad nie. Maar die vraag is nou, wat gebeur as ons nou aan die einde van die pad kom? Wat gebeur nou as ek nou bereik het wat ek graag wou bereik het? As ek my droom bereik het? Wat gebeur aan die einde van geloof? Wat gebeur aan die einde van die pad as ons nou arriveer in Jerusalem? Gaan dit 'n antiklimaks wees? Gaan dit vir my voel dat ek teleurgesteld is? Gaan dit vir my leeg voel hier in my hart, en dood voel hier in my hart as ek nou bereik het wat ek graag wou bereik het? Psalm 134 sê, die weg van disippelskap, die weg van die pelgrim, die weg van die pelgrimstog begin by sondebelydenis. Psalm 120. Maar dit eindig in lofprysing. Psalm 134. So, as ons nou baie mooi kyk na hierdie Psalm 134, dan is die kern van hierdie Psalm: seën jy vir God, loof jy vir God, en God seën vir jou. Seën jy vir God, loof vir God, en hy seën vir jou. Dit is die doel van die skepping. Dit is die doel van die pelgrimstog. Dit is die doel van disippelskap. Dit is die doel van jou lewe en van my lewe. As ek nou al my ideale bereik het, en as ek aan die einde van die pad gekom het, en as ek nou alles bereik het, wat gebeur dan? Seën jy vir God. God seën vir jou. Dit is waaroor dit gaan. So Psalm 134 sê, dat die Here kom en hy kom seën vir jou en vir my. En die woord wat hier gebruik word, is die woord baraka. Baraka is 'n baie interessante woord. Hierdie woord sê vir ons alles wat God aan ons kom doen, en vir ons, en voor ons, en by ons, en onder ons kom doen, dat God
met ons 'n verhouding aangaan, 'n verbondsverhouding, 'n liefdesverhouding, dat God homself vir ons kom gee. Hy deel homself met ons. Hy deel die goedheid van die Gees, sy Gees met ons. Hy kom deel die vitaliteit en die energie van die skepping met ons. Hy deel die vreugde van die verlossing met ons. Hy ontledig homself. Hy maak homself leeg vir ons en dit wat ons ontvang van God is die mooiste. God gaan op sy knieë en hy kom na ons vlak toe by vlak 3 en hy ontmoet ons waar ons is. En dis die goeie nuus van God. Hy deel homself met ons, onvoorwaardelik, vrygewiglik, vryelik, genadiglik. En hy kom tree binne in ons nood, binne in ons onsekerheid, binne in ons vrese en ons behoefte, kom tree in ons lewe in. Hy kom tree binne in ons drome en ons ideale, kom tree in. Hy kom onder ons vel in, hy kruip onder ons vel in. Dit is hoe God ons seën. En dit sê vir ons dat God ons baie, baie beter verstaan, as wat ons baie keer onsself verstaan. Weet jy, hy verstaan, as jy op 'n dag 13 doeke moet omruil, met daai babietjie van jou. Hy verstaan as jy hard gewerk het in daai verslag. En nou is daai verslag op jou baas se lesenaar, en is besig om stof te vergaar. Hy verstaan dit, want hy kruip onder my vel in, en hy weet presies wat ek voel en wat ek dink. Hy verstaan, as ek uitstaande werk doen vir my werkgewer, en ek is so lojaal teenoor my werkgewer, en iemand anders kry die promosie. Hy verstaan daai gevoel in jou eie hart. En hoe lyk hierdie seun van God? Wat is die liggaamspostuur van hierdie seun van God? Wat is die liggaamshouding van hierdie seun wat God vir ons kom gee? God staan. Hy is die standvastige. Hy is die rots wat standvastig is en betroubaar is. Hy is die fundament. Maar God staan nie net nie. Hy buig af na ons. En hy kniel hier by ons, sodat ons hom baie mooi kan hoor. En dat hy ons harte ook baie mooi kan hoor. So hy kom tree in ons lewe in, hy ontmoet ons waar ons is op ons vlak. En hy bly by ons. So hy staan en hy buig af na ons, hy buig af na ons en hy bly by ons, hier in ons midde. Hier in hierdie harde werklikheid van vlak 3, van hierdie inperking. Hy deel sy lewe met my, sy vrede en sy genade met my. En weet jy, omdat God ons so seën, nou kan ons hom ook seën. So alles wat hy vir my gee, kom gee ek vir hom terug uit dankbaarheid, lof, betuiging en eer en liefde en toewyding. Dit alles kom gee ek vir hom en ek seën ook vir hom met my lof en met my dankbaarheid vir al sy seëninge wat hy vir my gee. En weet jy, as ek so bewus raak van die Here se seën in my lewe, en my oë gaan oop, en my ore gaan oop, en my hart gaan oop om te verstaan hoe hy vir my elke dag seën en naby my is, dan kan ek nie anders as om ook in dankbaarheid my seën vir hom terug te gee, en hom te seën, en hom te loof en te prys. En dit is wat godsdiens is. Dis die ware godsdiens. God seën my, en ek seën ook vir hom. En hierdie seën wat ek nou vir hom gee, dit kom as 'n uitnodiging, maar ook as 'n opdrag, want hier staan, kom seën die Here. Hef jou hande op na bo en seën die Here. Nou baie van hierdie pelgrims, sommige het van naby gekom, party het van ver af gekom, so hulle het lank gewag vir daai oomblik. Nou kom hulle in die tempel, en daar is tempelwagte, daar's priesters in die tempel, en omdat dit nou fees is daai tempel 24 uur van elke dag oop, sodat wanneer die pelgrims aankom, dan kan hulle dadelik begin met dit waarvoor hulle gekom het. Nou kom hierdie pelgrims aan in die middel van die nag, hulle is moeg, hulle is gedaan, die tempelwagte is daar, die priesters is daar, hulle is half aan die slaap, nou kom hulle by die tempel aan, en hulle sê, kom julle mense, wat in hierdie nag in die tempel is, kom saam met ons, verhef julle hande, en seën die Here. So die groot vraag is, gaan dit nou vir daai klompie ouens wat nou aankom, 'n antiklimaks wees? Gaan dit 'n doodse gevoel wees, hier binnekant, as hulle uiteindelik by die tempel aankom? Nee, hier kom nou 'n uitnodiging. Kom, seën
die Here. Kom julle almal wat nou saamgekom het, kom seën die Here, wees deel van hierdie feestelikheid. Moenie daar een kant staan en moet niks terughou nie, maar kom en seën die Here. Moenie skaam wees nie. Het jy dalk met jou huweliksmaat beklei langs die pad, vergeet dit nou, julle kan dit uitsorteer, maar kom nou en doen nou waarvoor jy gekom het om hier te wees. Kom seën jy die Here. Het jy dalk met jou buurman of jou buurvrou stry gekry langs die pad? Julle kan dit uitsorteer, maar fokus nou op dit wat jy nou moet doen. Kom seën die Here. En het jou tiener langs die pad dalk weggeraak, want hulle kan partykeer ook so lekker sosiaal verkeer dat hulle heeltemal weggeraak. Moenie bekommerd wees nie. Fokus nou op dit waarop jy moet fokus en kom seën jy die Here hier by die tempel. En wees hier vir God. En het jy dalk langs die pad so 'n bietjie moedeloos geraak en gegrom in jou hart en gemor in jou hart en jy het moedeloos geraak dat die mense jou moes aanpor die hele tyd, vergeet nou al daai emosies, vergeet al daai dinge en fokus nou op dit wat jy moet doen. Moenie perspektief verloor nie, moenie oorboord gaan nie, maar kom nou, sit dit alles een kant en kom seën die Here. Dit is die uitnodiging, maar dit is ook 'n opdrag. As jy nou gearriveer het in Jerusalem, onthou, jy is nie 'n toerist nie. Jy is 'n pelgrim. So jy kan nie nou op 'n spendingspree gaan in Jerusalem en al die stalletjies en die plekkies en die winkeltjies gaan nie. Jy kan dit ook doen, maar kom om te doen wat jy hier wou doen. Dit is nie nou tyd vir besigheidstransaksies nie. Dis nie nou tyd vir kuier en geselsies en al daai dinge nie. Natuurlik gaan dit ook aandag kry, maar kom jy nou na die tempel om te doen wat jy moet doen en kom seën die Here. Doen waarvoor jy geskep is, doen waarvoor jy gemaak is en doen waarvoor jy verlos is. Jy is verlos en geskep om die Here te seën. Verhef jou stem, hef jou hande op hier in hierdie nag in die tempel. En dan hoor ons skielik iemand wat sê, maar weet jy wat, ek is nie nou lus om die Here te loof en te prys nie. Ek is nie nou nie by nie, ek is nou te moeg, nou al die pad gekom Jerusalem toe, en ek is eintlik maar 'n eerlike mens. Ek wil nie nou skynheilig wees nie, want ek is nou regtig nie lus. Ek voel nie nou so om die Here te loof en te prys nie. Maar Psalm 134 sê, dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Jy seën die Here ongeag oor hoe jy voel. Want om die Here te seën is 'n eenvoudige beweging van die spiere. Jy maak jou mond oop en jy begin te sing of jy begin te bid en jy lig jou hande op. Dis 'n motoriese beweging wat jy uitvoer. En wanneer jou liggaam in beweging kom, dan gaan jou hart ook beter voel. Dan gaan jou emosies ook in beweging kom. Want jou hande gaan die leiding gee, gaan die voortou neem en jou hart gaan agterna kom, jou emosies gaan agterna kom, jou hart gaan uiteindelik die boodskap kry wat jou liggaam wil doen. So begin net om die aksies uit te voer, want ons is mos psigosomatiese mense. Dit wat die binnekant is, het 'n invloed op die buitekant van ons liggaam. En dit wat in ons liggaam gebeur het 'n invloed op ons gees en ons binneste. Ons is baie nou verweef in ons liggaam en gees. So begin om die aksies uit te voer. Die sielkundiges praat van gedragsmodifikasie. Begin om die regte dinge te doen. Begin om die regte aksies uit te voer en dan volg die res. Verhef jou stem, verhef jou hande na God en dan sal jy word wat jy doen. Jy sal word wat jy besig is om te doen en jou hart sal baie mooi in lyn kom. Partykeer sê mense, maar jy weet, ek moet eers so voel om die Here te loof en te prys, dan sal ek die Here loof en prys. So ek wil nou eers 'n ou pilletjie drink, sodat ek bietjie beter voel, en as ek nou beter gevoel het, dan gaan ek die Here nou loof en prys. Ander mense sê, nee, ek moet nou eers in die stemming kom, in die regte stemming, en ek moet nou luister na mooi musiek, dat ek in my hart rustig kan raak. Natuurlik kan dit ook gebeur, maar nou moet ek eers bietjie luister na musiek, sodat ek reg voel en reg kan dink, en dan is ek nou gereed om die Here te loof en te prys. Nee, geliefdes, daar is 'n belangrike stuk wysheid wat baie belangrik is, en dit is, begin om te doen, begin om gehoorsaam aan die Here te wees, en jy sal sien hoe jou gevoelens verander. Dalk het jy nie beheer oor jou gevoelens nie, maar jy het beheer oor jou arms en jou mond, en begin te doen, en dan begin jou hart en jou gevoelens vir jou te volg.
Van ons ouer mense weet almal wie's Humphrey Bogart. Hy was 'n baie bekende Amerikaanse akteur. En hy het vir ons 'n definisie gegee van 'n professionele mens. 'n Baie interessante definisie. Hy sê 'n professionele mens is a person who did a better job when he didn't feel like it. A professional person is a person who did a better job when he didn't feel like it. Nou ek kan my indink dat akteurs se emosies gaan baie keer op en af, maar omdat hulle professionele mense is, doen hulle baie keer 'n beter job ten spyte van hulle gevoelens. En dit geld ook vir 'n Christen. Gevoelens oorheers nie ons lewens nie, broers en susters. Daar's 'n dieper werklikheid in ons wat ons in die hart energie gee. En daai dieper werklikheid is die teenwoordigheid van God. En ons leef vanuit daardie werklikheid, nie op grond van ons emosies en ons gevoelens nie. Ons leef by die werklikheid in ons harte. Ek wil jou gou vertel van Karl Barth. Karl Barth, een van die grootste teoloë van die 20ste eeu. Hy het gewerk in Basel, in Switserland. Hy het daar klas gegee vir baie jare. En ons baie stories oor Karl Barth. Hy was 'n merkwaardige persoon. Hy het baie vreugde in sy hart gehad. Hy het geleef in die seën van die Here. Hy het geleef met dankbaarheid. Dankbaarheid was 'n baie belangrike woord in sy lewe. Hy het ook 'n wonderlike humorsin gehad, Karl Barth. Hy het homself nie baie ernstig opgeneem nie. Hy het nooit gedink hy is nou hierdie vreeslike belangrike teoloog en so 'n belangrike mens nie. Hy het wel vir God baie ernstig opgeneem. En hulle vertel die verhaal dat Karl Barth was eendag op die bus in Basel, besig om te ry na die universiteit toe, en hier beland 'n ou langs hom in die bus, en is 'n toerist. En hy begin te praat met hierdie toerist, vra vir hom, wat wil hy graag sien in Basel vandag? En hierdie persoon is toe baie opgewonde. Hy sê, maar sy grootste droom is om Karl Barth te ontmoet. Die groot Karl Barth. Ken jy dalk vir Karl Barth? Vra hy toe vir hom. En Karl Barth bly toe stil. Hy sê, ja, ek ken hom baie, baie goed, want ek skeer sy baard elke môre. En hierdie toerist was toe baie opgewonde. En hy was so tevrede, hy het nou nie Karl Barth ontmoet nie, maar hy het daarom sy barbier ontmoet, die ou wat sy baard elke môre skeer. En dit was Karl Barth. Hy het nie gedink hy is so belangrik nie, hy het nie gedink hy is so 'n vreeslike mens wat vreeslike aandag moet kry nie. Hy het homself nie baie ernstig opgeneem nie. Hy het geleef vanuit die seën van die Here, vanuit die joy van die Here. En ek wil nou vanmôre vir jou vra, het jy hierdie joy? Dit waarmee jy besig is, geniet jy dit? Is dit vir jou lekker om dit te doen, wat jy elke dag doen, veral in hierdie moeilike tyd? Ek wil vir jou sê dat hierdie tyd van inperking plaas baie druk op ons vreugde, ons lewensvreugde. Dit steel ons lewensvreugde tot 'n groot mate. En dit is iets wat jy nooit moet verloor in hierdie tyd nie. Jy mag nie jou joy verloor nie. Jy mag nie jou humorsin verloor nie. Jy moet vra dat die Here dit vir jou sal gee, dat hy jou so sal vul deur sy gees, dat jy dit sal koester in jou lewe. En jy moet ook nie jouself te ernstig opneem nie. Jy moet nie jou gevoelens te ernstig opneem nie, en ook nie jou ambisies en jou drome en ideale nie. Jy moet vir God ernstig opneem. En die Here sal vir jou voorsien wat jy nodig het, want joy is the serious business of heaven. Joy is the serious business of heaven. Dit sê C.S. Lewis. Want wat is die uiteindelike doel van dit alles? Wat is die doel van dit alles? Verby my drome, verby my ideale. Wat is die hoofsaak van ons lewens? Waarna toe is ons op pad? En as ons daar gekom het, wat gaan ons doen as ons daar gekom het? Waarna toe ons ook al op pad is? Ons is hier om die Here te eer. Ons is hier om die Here te loof en te prys, om hom te geniet, om elke dag vir hom te lewe, voor hom te lewe, met dankbaarheid in die hart. Ons is hier om hom te seën. Ons is nie hier in die eerste plek om vir hom te werk nie. Ons is nie hier in die eerste plek om vir hom te lei nie, om die 10 gebooie na te kom, en te getuig, en sondagskool te gee, en al hierdie ander dinge te doen nie. Natuurlik dit ook, want dit is deel van die proses.
maar ons is hier in die eerste plek om hom te seën en vir hom te leef en sy vreugde te ervaar, vir hom te loof en te prys. Die Here kom seën vir ons, dis sy genade, en ons reageer met lofprysing en dankbaarheid. Dit is hoe ons hom seën. En daai twee aspekte hoort by mekaar, daar's 'n wederkerigheid. God seën ons en ons seën vir hom. Daai twee aspekte hoort by mekaar, genade, God se genade en ons dankbaarheid. Dit is soos my stem en dan die ego van my stem wat terugkom. Dit is soos weerlig en donderslae. Dit hoort by mekaar. Dit is soos hemel en aarde. Dit hoort by mekaar. So genade en dankbaarheid hoort by mekaar. God seën ons en ons seën vir God. En die basis van dit alles is joy, is vreugde, die vreugde van die Here. Here, help vir ons om in hierdie tyd nie perspektief te verloor nie. Help vir ons om in hierdie tyd nie emosioneel oorboord te gaan nie. Here, help vir ons om in hierdie tyd nie toe te gee aan negatiewe emosies, wat ons sal onderkry nie. Maar help vir ons om onsself oor te gee aan die diep werklikheid in ons lewens, die krag van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die lewende Christus. Ja, Here, die Vader wat vir ons sorg in elke tyd van ons lewe. Kom seën vir ons in die res van hierdie dag. Here, ons leef in 'n baie onsekere tyd, maar ons weet ons kan elke dag op U reken en weet U stap saam met ons en U stap vooruit en ons kan U volg. Dankie daarvoor. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons gee graag geleentheid vir die offergawes. Ons sal op die skerm alles wys wat nodig is. As jy graag nou wil oorbetaal, maak gebruik van hierdie geleentheid en kom ons ondersteun ons bediening ook in Gasfontein. En baie dankie vir julle offervaardigheid om vir ons ook finansiëel te ondersteun. So vir 'n paar oomblikke wys ons 'n skyfie met al die detail en ons gee geleentheid vir die offergawe. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. Every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. Ek wil jou graag groet vanmôre met hierdie baie mooi woorde in Psalm 125. Psalm 125 begin met hierdie woorde. Die wat op die Here vertrou, is soos Sions berg, wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Mag jy dit so ervaar vandag. En daarom bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Hemelse Vader en die kragtige werk van die Gees met jou sal wees vandag. Amen. Mag die Here vir jou seën. Geniet jou dag saam met jou dierbares en mag jy 'n wonderlike week hê. Tot 'n volgende keer.
Dit is Hoffie Hofmeyer hier. Ons is nou so 6 jaar in Garsfontein gemeente en ons moet sê ons is baie gelukkig en baie positief oor die baie besondere bediening in hierdie gemeente, ook nou in hierdie COVID tye. Ons beleef almal saam en die getuienisgedagte is dat ons juis ook deel ons ervarings in hierdie tye. Ons beleef dit almal saam met mekaar, hoe moeilik dit ook is, die ops en die afs van hierdie ervarings, en dan ook te besef ons is met 'n onsigbare vyand besig, wat ons nie kan sien nie. Ons is tans weer in so 'n moeilike fase in die sin dat daar baie onsekerheid is, dat die verantwoordelikheid baie kwaai op ons skouers rus tans, om self ook goed en verantwoordelik op te tree, te midde ook van baie onseker faktore. Dit alles bring my telkens weer terug maar net na die wonderlike van Hebreërs 11. En dit is my getuienis. Om te glo is seker te wees van dit wat ons hoop. As ons die virus nie kan sien nie, dan kan ons wel seker te wees van dit wat ons glo en hoop in ons geloof. Maar tweedens ook, om te glo is ook om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die getrouheid van God ons Vader. Ek kan maar net weer uit ons eie ervaring in hierdie moeilike tye getuig, God is inderdaad getrou. En nou na Pinkstertyd gevul met die Heilige Gees, die wonderlike daarvan om vol te wees. Daarom wil ek maar net sê, kom ons gaan voluit, kom ons hou moed, kom ons bly vertrou en kom ons glo, om seker te wees van dit wat ons hoop, en tweedens om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie, dat daar in God toekoms sal wees. Sterkte, moed hou, totsiens.